aarde geskaap het. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Ons gaan saam sing, Psalm 113, vers 1 en vers 2. Ons bely ons geloof. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore en nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Geliefde broer en suster, kom ons luister na die wet van die Here uit Deuteronomium hoofstuk 5. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie.
Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy, en jy moet daaraan dink, dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het, deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm, en daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan dat jou dae verleng mag word, en dat dit met jou goed mag gaan, in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Broer en suster, ons sing saam Psalm 112, vers 1, 2 en vers 3. Ons barmhartige hemelse Vader, ons is baie dankbaar dat U ons gelei het om vanoggend hier rondom U woord bymekaar te kom. Ons bid, Here, dat U U woord in krag en in waarheid tot ons sal laat spreek, dat U woord ons lewe so sal aanraak, dat dit vir ons belangrik is om dit te gaan leef. Ons is juis besig met 'n reeks van preke oor praktiese Christendom. Ons wil en ons besef dat ons U moet eer in hierdie wêreld, en ons kan U, die heilige God, nie eer in hierdie wêreld as ons net U woord hoor nie.
En daarom bid ons elke Sondag intens vir harte wat verander word. In hierdie gemeente is dit ook dringend nodig. En daarom vra ons vir u, spreek ons aan, laat u woord ons roer en beweeg, gee dat ons prakties sal dink en prakties sal begin optree. Aanskou ons in u liefdevolle ontferming en vergewe ons sondes, nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen op grond van die verdienste van u Seun, in wie se naam ons bid. Amen. Geliefde broer en suster, ons staan stil vanoggend by die werk, om Christen te wees by die werk. Die tweede preek sal ek my katekismes preke so 'n bietjie ontwrig. Ek sal die volgende preek die week skryf oor enkel ouers in ons gemeente, sal dan die eerste preek wees van volgende week. So wat sê die Here oor werk? Kolossense hoofstuk 3 vers 22 en 4 vers 1. Slawe, julle moet julle aardse eienaars in alle opsigte gehoorsaam, nie met oë diens, asof julle mense wil behaag nie, maar met 'n opregte hart, uit ontzag vir die Here, wat julle ook al doen, werk met geesdrif soos vir die Here en nie soos vir mense nie. In die wete dat julle 'n erfdeel as beloning van die Here sal ontvang, want julle staan in diens van die Here Christus. Elkeen wat verkeerd doen sal immers vir sy verkeerde dade vergeld word. Niemand word volgens die uiterlike beoordeel nie. Julle eienaars, julle moet aan julle slawe gee wat reg en billik is, in die wete dat julle ook 'n eienaar in die hemel het. Geliefde broer en suster, ek wil net seker maak julle kan die skyfie sien, want vir my is hy baie klein, ek kan nie die skyfie sien, ek glo julle kan niks daaraan doen nie. Ek wil eintlik hê julle moet aanblaai na die volgende skyfie toe. Dis die skyfie, ja. Julle hom net daar kan hou, baie dankie. 'n stuk doringdraad. Jy weet toch hoe lyk 'n stuk doringdraad. Nou, doringdraad, het is nou oralste daardie dorings wat in die draad ingevleg is. En ons almal verstaan wat die funksie van 'n doringdraad is. 'n Doringdraad hou binne wat binne moet bly en hou uit wat nie moet inkom nie. En ons span doringdraad orals. Dis algemeen. Maar weet jy, daar is in baie mense en veral ook by ons in ons koppe 'n stuk doringdraad wat dwars deur nie net ons kop loop nie, maar wat dwars deur ons hele lewe loop. En nou sê jy vir my sê, maar dominee, watter stuk doringdraad praat jy nou van? Ek praat van 'n sekere manier van dink wat werk net soos doringdraad. Hy skei twee goed radikaal van mekaar. En daardie doringdraad denke is hier in hierdie gemeente. Ek weet dit, want ek probeer mense help wat juis met daardie doringdraad denke sukkel. En daardie doringdraad denke loop deur ons werkplek. Dit veroorsaak geweldige moeilikheid in jou lewe, op verskillende terreine in jou lewe. Party mense kry huweliksprobleme, party mense kry finansiële probleme,
omdat hulle met hierdie doringdraad denke sit. Die finansiële probleme ontstaan, omdat hulle nie 'n werk hou nie. Die huweliksprobleme ontstaan, omdat hulle ongelukkig van die werk afkom, en ongelukkig is voordat hulle werk toe gaan. Daardie huweliks- en finansiële probleme word uiteindelik gesinsprobleme. Dit word uiteindelik persoonlikheidsversteurings. Mense begin ly aan goed soos depressie, want hulle voel minderwaardig. So hierdie doringdraad denke is 'n geweldige probleem in hierdie gemeente. En ek wil vir u sê, soos wat u hier sit vanoggend, en my oë gaan oor u almal, en ek ken u lewens, weet ek wie van u sukkel daarmee. Nou die Heilige Gees kom met die woord van die Here, en hy gee as dit ware aan ons elkeen 'n behoorlike tang. En hy wil hê ons moet hierdie doringdraad denke deurknip, sodat ons kan leef soos wat God wil hê ons moet leef. Die probleem met hierdie doringdraad denke, miskien spandeer jy tyd daaraan om te dink, maar waar het dit met my begin? Waar het ek dit geleer om so te dink? En ek weet nie, miskien het jou pa so van die werk afgekom. Ons kom baie van ons ouer mense, kom uit 'n generasie wat ma's nie gewerk het nie. Maar pa het gewerk. Maar dit was vir pa dood eenvoudig 'n sleur. Hy het gewerk want hy moes werk om te sorg vir die gesin. Maar jy het geweet hy was nie gelukkig nie. Miskien het hy huis toe gekom en dan het hy voor die televisie gaan sit en dan het hy iets gedrink. Partykeer het hy opgehou en partykeer het hy nie opgehou nie. En as hy iets gesê het van sy werk, het jy agtergekom, hy's diep siels ongelukkig. En jy het gesien, hoe dat hy as hy nie by die werk is nie, is hy 'n totaal ander mens. Daar was tye, as hy op vakansie gegaan het, dan het jy eintlik geleef vir die vakansie, want jou pa was heeltemal iemand anderste gewees. Doringdraad denke. En doringdraad denke in die praktyk van die lewe. Dit is waarvan ek praat. En nou as jy nog nie duidelik is, of nog nie seker is waarvan ek praat nie, broer en suster, dis die radikale skeiding tussen my Bybel en my werk, Sondag en die res van die week. Ek kan nie insien dat ek vat my Bybel saam werk toe nie. Ek vat my beginsels saam werk toe nie. Die probleem is nie die werk nie. Die probleem is nie die mense by die werk nie. Jy is die probleem. Of eerder, die manier wat jy dink oor jou werk is die probleem. Ek kom by mense, dan vra ek vir lidmate, hoeveel werke het jy al gehad die afgelope, kom ons sê die afgelope jaar? Al die tye wat jy nie werk gehad het nie, want niemand wil jou naderhand meer aanstel, omdat jy so baie van werk verwissel nie. En dan kan hulle hierdie ding nie dikwels insien nie. En hulle blameer die baas, die omstandighede, die werk wat nie is wat hulle wil doen nie. Hulle het altyd 'n rede. Miskien is jy ook daar. Miskien sukkel jy ook daarmee. Nou, Calvin het gepraat van die Theatrum Gloriae Dei, Theatrum Gloriae Dei. En wat hy gesê het is, die wêreld is die theater van God se heerlikheid, die Gloriae Dei. Aan die ander woorde, hy het gesê, daar is nie so iets soos 'n skeiding tussen Sondag en Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag nie. Hy het gesê, God is oral. God is alomteenwoordig. Jy los God nie by die kerk nie. Hy gaan saam met jou werk toe.
So baie van die probleme in jou lewe is dalk te wyte aan doringdraad denke. Wat is die oplossing? Waar kry ek die oplossing? Broer en suster, as jy wil, ek wys vir jou, hier is die oplossing. Die woord van God. Hier is die oplossing. Ek het dit nou vir u gelees uit Kolossense uit. Die Here sê vir ons, hou op om 'n dubbele lewe te probeer lewe. Ek praat met elkeen van julle. Of jy die werknemer is en of jy die werkgewer is, gaan ondersoek jouself in terme van hoe jy dink oor jou werk. In die tweede plek, ek as werknemer, ek doen my werk, maar vir wie? Julle weet, ek wil net seker maak die kinders verstaan dit. 'n Werknemer is die een wat die werk moet doen. Dis die man wat daar in die tuin werk vir jou pa. Dis die vrou wat daar in die huis werk vir jou ma. Dit is dalk ook jou pa of jou ma wat vir 'n baas of 'n organisasie of vir 'n maatskappy werk. Die Here kom en hy sê vir ons, werknemers, wees in alles gehoorsaam aan julle eienaars volgens die vlees. Nie met oë diens as mense behaars nie, maar in eenvoud van hart uit vrees van die Here. Nie met oë diens nie. Jy kry 'n kuns, die kuns om besig te lyk, maar absoluut niks te doen. Party mense het daardie kuns absoluut vervolmaak. Hulle lyk altyd besig wanneer die baas instap. Dis die drywer van die lorry wat by die spoedgrens hou wanneer hy weet. Hy ry 'n lorry wat hulle die spoed monitor. Dis die kantoorwerker wat die meeste van die tyd op Facebook is. Maar as die bestuurder of die baas stap in, dan is hulle druk besig met hulle werk. Maar in hulle harte sal jy vanoggend weet, jy spandeer verskriklik baie tyd op jou telefoon en dit is nie vir werk nie. Hierdie dinge, broer en suster, vir watter rede tree jy so op? Hoekom sal jy op hierdie manier by die werk leef? Want jy is besig met diens. In ander woorde, jy wil net raak gesien word dat jy besig is deur jou baas, maar eintlik is jy besig met jou eie dinge. En jy dink dat jou baas is die mens wat jou salaris betaal. Jy verstaan nog absoluut niks nie. Daar is ander oë wat jou altyd dophou. Dis die oë van die Here wat hier is. En wat vanoggend moontlik hier by ons, as dit ware sal 'n mens sê, jy dit kan voorstel by ons sit en kyk wat in ons harte aangaan. So as jy gedink het dat die som totaal van die diens wat jy moet lewer is die diens wat jy moet lewer vir jou baas, jou aardse baas, is jy verkeerd. Dit is hoekom dit gebeur as daar fout kom by die werk, dat mense die fout begin soek in hulle verhoudings met mense en nie begin by hulle verhouding met God nie. As jou verhouding met God reg ingestel is, dan is jou verhouding met die mense saam met wie jy moet werk ook anders. Al is hulle hoe moeilik, hoe onredelik of hoe ook al verkeerd. Dan is jy heeltemal op 'n ander vlak, want jou verhouding met God is reg. Die Heilige Gees wil hê ons moet werklik met onsself vanoggend eerlik raak. Daar is 'n leuen in die wêreld, en daai leuen in die wêreld sê dat jy moet die ding vind wat jou gelukkig maak. En dan gaan doen jy dit.
al is dit dan wat ook al, en jy kan nie eintlik daarvan leef nie. Broer en suster, jy gaan doen die ding wat God vir jou gee om te doen. Al wou jy wat ook al gedoen het. Dis die ding wat hy vir jou gegee het en waarvan hy wil hê, jy nou moet leef. En daarvoor moet jy dankbaar en tevrede wees. En dan stel jy jouself in terme van die verhouding wat God vir jou met hom gee. En jy sê, maar ek dien God met dit wat ek hier doen. Ek besef dit en ek verstaan dit. Daardie ongelukkigheid en ontevredenheid is nie altyd die mense om jou se skuld nie. Dit is omdat jy op 'n sekere manier dink. Dit is moontlik, broer en suster, om onder baie moeilike omstandighede saam met moeilike mense te werk en tog tevrede te wees en gelukkig te wees met jou werk. En as julle vir my sê, maar Dominee, dit is totaal onmoontlik. Wel, ek ken mense wat onder baie moeilike omstandighede moet werk. Wat saam met mense werk wat nie Christene is nie. Saam met mense moet werk wat hulle gereeld, soos wat ons sal sê, onder die bus gooi, hulle uittrap en sleg behandel. Ek het laas week so iemand moes help. Maar daardie persoon is tevrede en nog steeds gelukkig. Hoe is dit moontlik? Niks is vir God onmoontlik nie. Die antwoord is die Heilige Gees. As die krag en mag van God in jou werk en in jou woon, dan is die omstandighede rondom jou van veel minder belang. Want jy is besig om God te dien. Nie met oediens nie, maar in eenvoud van hart. Dit beteken met onverdeelde loyaliteit en integriteit. Ek steel nie my baas se tyd nie. Ek steel nie my baas se potlood of papier nie. Ek doen die werk wat die baas vir my gegee het om te doen, en ek doen dit want ek is die modelwerknemer. Hoekom? Terwille van my baas, van wie ek nie eens hou nie. Nee, terwille van my baas, van wie ek werklik hou, en wie ek werklik lief het. En dit, broer en suster, verander alles. Wat julle ook al doen, doen dit van harte nie soos vir die Here en nie vir mense nie. Jy moet uiteindelik iemand wees wat jou koning by die werk dien. Die werk is die koninkryk van God. Die koninkryk van God is enige plek waar ek en jy besig is om ons koning, ons baas Jesus te dien. As jy dus die vloer moet vee, as jy gevra word, vee die vloer op so 'n manier asof Jesus net nou oor daardie vloer gaan loop. As jy 'n motor moet herstel dit asof dit die Here Jesus se eie motor is, wat hy gaan bestuur. As jy iets moet uitwerk, 'n berekening moet doen, iets moet opstel, 'n brief moet skryf dit asof jy daardie brief vir die Here Jesus skryf. Of jy daardie berekening doen, so presies, asof hy self daarna gaan kyk. Dit is wat dit beteken, as die Here Jesus jou baas is. Dis broer en suster, so verander die eenvoudigste en alledaagse werk in koninkrykswerk. En kry 'n mens se lewe 'n doel. Maak nie saak wat se werk jy doen nie. Of dit iets is wat jy nog nooit in jou lewe wou gedoen het nie. Want jy doen dit wat jy doen om jou koning te verheerlik. En dan ewe skielik verander jou hele lewe. Want jou lewe het 'n doel en het 'n betekenis. Jou werk, wat ook al dit is niks minder belangrik as my werk nie. Kom weg van die idee af, dat die werk van die predikant, wat hy op 'n Sondag doen, is hoër
en belangriker werk as die werk wat jy doen. Al is dit om skottelgoed te was by die huis. Dis dieselfde werk, is dieselfde Here. Dis dieselfde, ons is gelyk voor die kruis van ons Here. In die derde plek, as ek die werkgewer is, dan gee ek werk, maar hoe en hoekom? Nou die werkgewer, kinders, is die baas. En ek wil vir julle sê, ek is redelik seker, dat die meeste van ons wat hier sit, is op die een of ander manier 'n baas. Al is dit net die baas van jou tuinier, of die baas van die vrou wat in jou huis werk, maar jy is 'n baas. Nou kom Paulus en hy draai die spieël na ons toe en hy sê vir ons in hoofstuk 4 vers 1, werkgewers, bewys reg en billikheid aan julle werknemers, aangesien julle weet dat julle ook 'n Heer in die hemele het. Hy bring die evangelie, as dit ware, in ons huise in ons tuine in die fabriek in die kajuit van die trok wat ek besig is om te bestuur, in my kantoor en hy sê vir ons, maak 'n radikale kop skuif as jy die baas is. Hy sê, onthou altyd, jy is nie die groot baas nie. En ek wil nie jy moet so van die Here praat nie, as die groot baas of die ou baas of so iets nie. Dis op 'n ander manier weer verkeerd. Ek bedoel dit werklik dat jy is nie die groot baas nie. Al is dit jou besigheid, al is dit jou plaas, al is dit jou trok, al is dit jou huis of jou tuin waar daardie persoon werk. Wie is jou groot baas? Jy noem hom dan so. Hoe kan jy nie weet nie? Die woord Here in die Nuwe Testament beteken letterlik baas. 'n Slaaf soos Onesimus het vir Filemon gesê, Here Filemon, dieselfde woord, Kyrios Filemon. Het julle dit geweet? Dis daai woord, baas. Dis die woord vir Here. In ander woorde, ons sê, ons het een baas. Sy naam is Jesus, my koning. Dis wat ons sê. Ek erken dit. Dan beteken dit ek tree op 'n sekere manier op as ek 'n baas is. En dit word gesê in die Bybel met reg en billikheid. Reg beteken met absolute eerlikheid. Wat reg is. As jy vir iemand iets beloof het, hou jou woord. As jy iets in 'n ooreenkoms en 'n kontrak gesê het, voer dit uit. Dis wat reg beteken. Wees billik. Billik beteken, moenie vergeet dat dit is 'n mens wat voor jou staan nie. Met ander woorde, 'n mens wat geskep is as die beeld van God. Dis 'n mens met 'n man of 'n vrou en 'n kind. Miskien 'n siek kind wat vra, help my op hierdie punt asseblief. Jy sien Suid-Afrika met sy wonderlike, vooruitstrewende, fantastiese grondwet en arbeidswetgewing het al hierdie dinge weggevat. Gewone redelikheid, menslikheid, Christelikheid, reg en billikheid. Ons is nou so gefokus op al die reëls wat ons moet hou. Maar jy kan dieselfde reëls net so toepas op 'n onbillike manier, op 'n harde manier. En dan, broer en suster, wat word van jou as Christen? Jakobus skryf die volgende. Dit is altyd vir my geweldig treffend en ek probeer dit prakties uitleef. Hy skryf in Jakobus 5 vers 4. Kyk, die loon van die arbeiders wat julle lande afgeoes het, wat deur julle agtergehou is, skreeu uit. En die geroep van die maaiers het tot by die ore van die Here van die leerskare gekom.
Hopelik, broer en suster, is daar nie mense by my wat ek indoen nie. Met ander woorde, ek laat hulle so werk, dat my wins is eintlik hulle harde werk, waarvoor ek hulle nie betaal nie. En as ek iemand iets moet betaal, dan betaal ek hom. Ek kibbel nie daaroor nie en ek verander dit nie. 'n Mens moet menslik wees en persoonlike omstandighede in ag neem. En as ek 'n Christelike werkgewer is en my werknemer, die een wat vir my werk, doen iets wat verkeerd is, dan is ek nie arrogant nie en ek vloek nie. Ek misbruik nie my ekonomiese mag nie, ek dreig nie en ek maak nie seer nie en ek vernietig nie. Hoekom nie? Want ek het 'n Here in die hemel en hy is my groot baas. Hy lewe ook saam met my by my werk. En weet jy, ek sien dit so, al is ek die eienaar en die groot baas, is ek gelyk met die laagste werker. Baie van die mense saam met wie ek en jy werk en wat vir ons werk, moet julle onthou, is ook Christenmense. Het jy al daaraan gedink? Hoe lyk die grond by die kruis? Ek het nou die Sondag vir u gesê, toe die nagmaaltafel hier voorgedek was, toe sê ek, u sal sien, daar is nie een stoel met 'n hoër rugleuning nie. Een stoel wat meer gemaklik is nie. Die grond by die voet van die kruis is gelyk. Die mense wat by die voet van die kruis staan, staan op gelyk grond. Daar is een Here wat verhef is. En ons dien hom almal. Kom ons raak nog bietjie meer prakties. In die 4de plek is ek by die werkplek 'n oop brief vir almal om te lees. Hoekom gaan jy werk toe? Hoekom werk jy? Werk jy vir die geld? Die geld is baie keer, weet ons, nie voldoende nie. Die geld is nie waaroor dit moet gaan nie. Daar is baie dinge wat by 'n werk gebeur, wat vir ons as gelowiges baie moeilik is om te hanteer. Konflik, kompetisie, jaloesie, agterbaksheid, rugstekery, onredelikheid, vertrapping, gevloek, geskel, sleg sê, onredelikheid. Daar's baie om te noem. Hoe reageer ek as 'n Christen wanneer al hierdie dinge by my werkplek gebeur? Ek en jy is 'n oop brief vir die wêreld om te lees. As ek en jy by die werk kom en die mense wat saam met ons werk, kan nie daai brief lees en sien dat dit spreek van Christus nie, dan is daar fout. As hulle dit nie kan sien in die manier waarop ek optree, waarop ek praat, wat ek besluit nie, dat ek nie my werkgewer saboteer omdat ek ongelukkig is, dat ek nie elke keer kla omdat ek nie tevrede is met die bedrag geld wat ek kry nie, dat ek nie by die koffiemasjien my werkgewer bespreek en sleg sê saam met die ander mense nie, maar eerder praat van dankbaarheid en tevredenheid. As hulle nie kan sien dat ek anders is, dat ek nie emosioneel raak wanneer dinge skeefloop nie, het jy dit nog nie agtergekom nie, broer en suster? Trokke breek. Aflewerings is laat. Motors gaan staan, elektriese motors wat moes geloop het. Dit wat verkeerd loop, dit gaan waarskynlik die een of ander tyd verkeerd loop. En as jy emosioneel is en nie kalm is nie, dan sê dit van jou, wat sê dit van jou? As jy as 'n Christen dit kalm en gekontroleerd hanteer, opdragte gee, die mense in 'n rigting stuur, dan sê hulle, kyk hoe werk die gees van God in daardie mens. Wat 'n verskil, wat 'n wonderlike plesier om saam met so 'n persoon te werk. Daardie persoon is werklik Christen. Ek vra weer, kan mense in my en jou lewe die brief lees
dat ons nie ons geloof en ons oortuigings vandag hier gelos het nie, maar dat ek het deur die plaashek gedra het, deur die deur van my kantoor, dat ek as 'n Christen by my werkplek aangekom het, en dat ek as 'n Christen daar besig is. Ek doen dit vir my groot koning in die hemele. En onthou nou, die mense vir wie Paulus hier geskryf het, was onder veel slegter omstandighede as ek en jy. Ek dink jy het dit gesien. Dit was slawe, wat geen regte gehad het nie, wat mishandel is, wat verkoop kon word, wat selfs onder sekere omstandighede gedood kon word. En hy skryf vir hulle, julle moet 'n oop brief wees vir julle werknemers, vir julle werkgewers om te kan lees. Wat is die brief van jou en my lewe? Ja, ek kry geld vir my werk ook. Ek moet ook leef. Ek het ook rekeninge om te betaal. Maar ek het al baie gesê, ek werk nie vir die geld nie. Ek werk ook nie vir die kerkraad nie. Ek werk ook nie vir u nie. As ek vir die kerkraad moet werk, het ek al moedeloos geraak as ek gevoel het, hulle was onredelik met my. Nie dat ek ooit so gevoel het. As ek vir u gewerk het, dan het ek ook al waarskynlik my tassie gepak, want ek hoop u gaan opdaag, en u daag nie altyd op nie, of u help my nie altyd nie. Ek gee nie op nie. Hoekom nie? Want ek werk vir my Here in die hemel. Ek kon by die huis gebly het vandag. Ek kon gesê het, my stem gaan dit nie maak nie. Daar's 'n risiko dat ek permanente skade kan ly. Maar ek het nie, want ek het geweet, die tyd is te min. Ek kan nie my verantwoordelikheid vir iemand anders te gee. Dis my verantwoordelikheid, en ek doen dit vir my Here. En ja, ek het u ook lief. Ek gee ook vir u om. En daarom het ek ook gekom. Daar's 'n wonderlike ding wat Paulus hier sê, maar jy moet dit reg verstaan. Hy sê, dat ons doen dit alles, en dan sê hy in vers 24, omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis as beloning sal kry. Hy sê of jy nou 'n werkgewer is, 'n werknemer is, wat die Here dien op die werkplek, hy sê doen dit want jy sal van die Here die erfenis as 'n beloning ontvang. Sê hy nie eintlik jy verdien dan iets nie. Met ander woorde, werk heiligheid nie. Dit is 'n genade loon. Nie 'n loon wat jy verdien nie. Dis net 'n genade dat die Here vir jou sal sorg, vir jou sal gee wat jy nie verdien het nie. Kyk, die baas kyk jou mis. Hy sien nie wat jy alles probeer doen nie. Hy sien nie dat jy regtig hard probeer nie. Jy as baas word baie keer deur die mense vir wie jy werk gee misgekyk. Hulle sien nie jou goeie hart raak nie. En dat jy regtig hulle belange op die hart dra nie. Dat jy regtig probeer reg optree teenoor hulle nie. Maar weet jy wie kyk jou nooit mis nie? Ek is terug by oë-diens. Weet jy wie se oë mis jou nooit nie? Of jy nou die werk gee, en of jy die een is wat die werk doen. Weet jy wie sien jou altyd raak? Die Here in die hemel, maar wat ook die Here in jou hart en in jou lewe is, wat saam met jou in die kajuit is, in die fabriek is, op die plaas is, waar ook al. Hy sien raak wat jy doen. Dis wat vers 24 sê. En hierdie Here sal jou uiteindelik vergeld. Hy sal vir jou 'n genade loon beskik. En ek glo, deel van daardie genade loon is tevrede wees, dankbaar wees. Maak nie saak of ander mense nie van die werk hou nie. Jy kan daarvan hou. Jy kan tevrede wees. En dit bring 'n verandering in jou lewe. As jy vanaand by die huis kom,
Dan gee jy jou vrou en jou kinders nie 'n harde tyd nie, of jou man 'n harde tyd nie. Al is jy fisies moeg, is jy tevrede en kan jy berus. Broer en suster, ek hoop werklik dat hierdie preek u lewe gaan aanraak en u lewe gaan verander. Moenie dat die doringdraad denke wat algemeen in hierdie wêreld is, jou lewe in twee sny nie. Ek wil jou uitdaag en ek wil jou vra. Maak seker dat jy môreoggend as jy opstaan en by jou agterdeur uitloop en jy vat jou kosblik. Maak seker jy vat die Here saam met jou werk toe. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons sê vir u baie dankie vir u woord. Baie dankie Here dat u ons lewens aanspreek en dat u lewe ook in ons lewens inspreek. U is die enigste een wat ons lewens so aanraak en ons lewens verander en daarvoor kan ons u opreg dank. Seën ons dan in ons werk, seën die wat werkgewers is, maar ook die werknemer. Ons bid vir ons baase. Ja Here, seën ons baase. Seën elke mens wat oor ons is. Maar seën ons ook dat ons oop briewe kan wees by ons werkplek wat almal kan lees. Ons bid ons gebed in u Seun se naam. Amen. Daar is geleentheid vir die diens van barmhartigheid. Broer en suster, met Psalm 147 vers 1 en vers 2. 147, 1 en 2. Sky.
Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.